Johannes 1 vers 9 tot 13. So, as julle opgewonde raak saam met my, en ek praat nie van die goeie opgewonde nie, ek praat van die tipe opgewonde wat sê, gaan hy nou vanoggend weer 'n keer oor dieselfde ding praat, as jy daai tipe opgewonde raak, byt net vas, want die Here is besig om iets te doen. Die Here is besig om te werk, en ek het vanoggend dieselfde manier opgewonde geraak. Vir die Here gevra, maar hoe lank nog? Hoe lank nog moet ek? En ek het vanoggend dit met die span gedeel, en ek wil hê julle moet die gedagte saam met my kry. As die probleem waarmee ons in die samelewing sit, 'n huis was. 'n Voorbeeld nou, dit is 'n huis met 'n fondasie en 'n dak en 'n voordeur en alles. En die Here wys my vanoggend dat die pogings wat ons het om hierdie probleem op te los, om hierdie huis af te breek, ons pogings op hierdie oomblik is ons dink ons gaan die huis afbreek as ons die ruitte stukkend gooi. Jy gaan bietjie skade aanrig, maar die huis gaan nog steeds staan. En dit is asof die Here vir my kom wys het dat ons moet by die fondasie uitkom. Want as jy die fondasie afgebreek kry, dan val die huis in mekaar in. En soveel keer probeer ons probleme oplos, ons hanteer die simptome en nie die kiem nie. En dit is asof die Here vanoggend vir my sê, kan ons, dit help nie ons hou aan preek oor al die verskillende tipe sondes en hoe verkeerd dit is nie. Die probleem is dat die mense ken nie vir Jesus nie. As jy hom ken en jy het 'n verhouding met hom, dan sorteer hy die probleme uit. Hy raak ontslaaf van die onnodige goed in jou lewe. Amen. Kom ons gaan na die teksgedeelte toe vanoggend, Johannes 1 vers 9 tot 13. En julle sal sien in hierdie teksgedeelte is dit so amper asof Johannes homself onderbreek. Die hele teksgedeelte so ver voor dit praat hy, en dan is dit asof hy 'n oomblik vat om te sê, kom ek kommunikeer net gou-gou hierdie met julle. Verstaan net gou-gou hierdie, want hierdie is belangrik. Sien, die hele Johannes so ver bevestig hy die godheid van Jesus Christus. Hy kom bevestig dat Jesus Christus is 100% God. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en in die begin was die woord by God. Hy praat oor Jesus Christus as die woord van God, en dan verander hy so 'n bietjie ritme, dan verduidelik hy die rol van Johannes die Doper, en wat sy rol was, en dat hy 'n stem in die woestyn was, wat uitgeroep het, en dan is dit amper asof iets gebeur het, of hy het iets onthou, en dan besef hy, maar ek moet gou-gou hierdie vir julle sê. Julle sal sien in party van die vertalings, is dit sommer anderste geskryf ook. Die res loop sulke vol sinne, en dan is hierdie, lyk amper soos 'n psalm, dis sulke kort sinnetjies onder mekaar. Dis net in party van die vertaling so, maar dis 'n gedeelte wat amper asof dit net hier ingedruk is, as 'n belangrike punt. So kom ek lees dit gou-gou saam met julle. Vers 9 tot 11. Ons sal nou by vers 12 en 13 kom. Vers 9 sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Ek wil vir jou sê, hierdie is die fondasie van die probleem waarmee ons nie net as kerk sit nie, nie net ons as individue nie. Hierdie is die kernprobleem waarmee die liggaam van Christus sit. Is sy eie mense erken hom nie. Sy eie mense aanvaar hom nie. En hierby bedoel ek nie dat almal van ons wat hier sit is laster teen Jesus Christus nie. Ek is nie hier om te sê dat ons doen al die verskriklike verkeerde dinge en ons vervolg Christene nie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Ek sê net ons ken hom nie in alles nie. Ons volg hom nie
in alles nie. Ons sien hom nie in alles raak nie. Vers 9 begin met die ware lig wat elke mens verlig. Hoekom dink julle sou Johannes dit nodig gevind het om te sê Jesus is die ware lig? Want sien, daar is meer as een lig. Ons definitief meer as een lig. Julle al die gesegde gehoor van die mense wat sê daar's 'n lig aan die einde kant van die tonnel en ek probeer net uitfigure of is dit die trein of is dit die uitgang. Daar is meer as een lig. En soos met hierdie gesegde oor die tonnel en alles, is daar party ligte wat vir jou verlossing bring en ander wat jou wil raakry. Want sien, daar is soveel ander goedjies, soveel ander opinies, soveel ander stemme. Daar's wêreldheersers en regerings en pastore en dominees wat mense se lewens wil beheer. Wat vir jou wil sê waantoe om te gaan, wat om te doen, om vir jou die lig te wees. Daar is baie ander ligte in hierdie wêreld, maar daar's een ware lig. Die Here is eintlik so getrou. Vanoggend terwyl ons hier sit, die span wat vanoggend hier was, kan getuig dat dit werklik so is. Kom hier 'n man ingestap en hy sit net daar voor waar Tannie Annel nou sit. Sit net voor haar. En niks teen hom nie, maar jy kan sien die ou pas nie eintlik in nie. Dis so ek groet hom toe nou, ek sê vir hom ons gaan nou bid. Jy's welkom om saam te bid, jy kan bly vir die diens, al die lekker dinge. En hy sê toe, okay, dis reg, hy gaan saam bid. En na die tyd waai hy vir my en hy gooi hand signals, probeer aandag kry en ek stap toe nou weer na hom toe sê hy wil net na die tyd gou met my praat. En ons is nou besig om te bid, so hy gebruik bidtaal. Ek sê toe, okay, dis reg, ons kan na die tyd gou praat. En hy kom sit hier in die ontvangs toe ons nou klaar gebid het. En hy praat met my en hy sê vir my in Engels nou, maar ek gaan nou nie dit vir julle in Engels probeer sê nie want dit gaan opraak. Hy sê, pastoor, my kop is vol stemme. Ek hoor soveel stemme en op 'n stadium sê hy vir my, hy weet nie of dit sy voorvaders is en of dit die duiwel is nie, en wat ook al nie, maar hy hoor soveel stemme. En op die tafeltjie by my lê so klein een van hierdie rooi Bybeltjies. Nou julle sal weet die blou is Engels, die rooi is Zulu. En ek gee vir hom 'n Zulu Bybeltjie. En eers ek en hy bietjie 'n vertalings issue gehad, want ek probeer vir hom verduidelik, kom by Psalms uit, en hy weet nie wat Psalms nie. En ek blaai toe nou in die Afrikaanse Bybel, en ek sien, okay, Psalms is min of meer hierso, so ek gaan na die Zulu toe, en ek gaan soek 23 dae, en toe verstaan ons mekaar. Amahubo, dink ek het hy gesê is dit. En ek sê vir hom 23, en hy is by 23, en ek kon toe hoor, hy is hier besig met Dawid, toe sê ek vir hom, nee, lees net bietjie verder, ek wil hy moet by vers 1 uitkom, en hy lees dit, en hy lees dit toe nou in sy taal, en ek verstaan dit nie, maar in my gees, en met my oë kan ek op sy gesig sien, dat hy iets raak gelees. Ek sê vir hom, wat sê dit? Hy sê, sir, it says that God is my leader. Ek sê vir hom, ja. Ek sê, and these voices in your head, al hierdie goed in jou kop, hulle wil jou lead. Hulle wil vir jou sê wat om te doen. Hulle wil vir jou sê wat om te bid en wat om nie te doen nie en waar om te gaan en wat om... Ek sê, but God is your only leader. En ons kon toe saam bid en hier is die wonderlik van die getuienis toe nou. Gewoonlik in so 'n geval, dan sal ek nou vir die mense sê, okay, kom ons bid. Dan maak hulle oë toe met die verwagting dat ek nou vir hulle gaan bid. En dit is tot 'n mate toe my verwagting ook. Dan en toe ek nou vir hom sê, kom ons bid, voordat ek my oë toe maak, toe sy oë toe, en hy begin bid. En hy sê, dankie dat Jesus Christus nou sy leier is, sy herder dan nou. Julle het nou bygehou, Psalm 23 vers 1, waartoe ek hom gevat het. Hier kom Johannes en hy sê 'n soortgelyke ding, hy sê daar is soveel ander ligte, maar daar's een ware lig, net een,
En al hierdie ander ligte, ja, hulle gaan jou op 'n paadjie vat. Hulle vir 'n tyd lank gaan hulle die lewe vir jou gemaklik maak. Vir 'n tyd lank gaan jy verstaan, vir 'n tyd lank gaan dit goed gaan. Maar dis nie die ware lig nie. Dis maar soos hierdie goedkoop batterytjies wat ons by Bala koop. Hulle hou 'n halwe load shedding. En dan begin hy so moeg raak. Daar's een ware lig. Een lig wat vir jou die pad gaan helder maak. Sê wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Die ware lig, die een wat die wêreld geskep het, waardeur alles ontstaan het, waardeur ek en jy ook ontstaan. Kan ek dit vir julle maklik verduidelik om vir julle te probeer sê hoe, ek weet nie, daar's nie 'n mooier woord as absurd dit eintlik is nie. Kan jy dink dat jy in jou ouerhuis groot word en dan kom jy op 'n punt in jou lewe waar jy by die huis instap en skielik erken jy nie jou ouers nie? Wie is julle? Wat soek julle hier? Ek bly hier. Dis wat hier gebeur. Johannes sê alles het deur hom ontstaan. Nie een ding wat ontstaan het ontstaan as dit nie vir hom was nie, maar hulle het hom nie erken nie. En dis die probleem waarmee ons sit vandag. Is Jesus Christus is in beheer van ons lewens. Hy's in beheer van wat alles hier op aarde gebeur. Ons is supposed om 'n verhouding met hom te hê, maar ons erken hom nie. Ons weet van hom, maar ons het nie 'n persoonlike verhouding meer met hom nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. En julle weet wat gebeur het. Hy het aarde toe gekom en die Jode het hom nie aanvaar nie. Hulle het hom gekruisig. Hulle het hom weggejaag. Sien, vir ons wat wel glo, is daar nou 'n hoop. Want ons leef in 'n ellendige wêreld. Julle kan saamstem daarmee. Ons leef in 'n wêreld waar Christelike standaarde nie meer die norm is nie. Daar's 'n wonderlike getuienis wat ek ook met julle wil deel. Ek sit vandag, of nie vandag nie, die week sit ek in 'n vergadering met van die ander predikante in die dorp. En ons het die wonderlike nuus gekry dat die hoërskool gaan weer vir ons 'n godsdiensperiode gee. Nie 'n pouse waar die kinders kan kies of hulle wil kom of nie kom nie. Nie 'n klaskamer waar ons hoop hulle daag op nie. 'n Periode waar al 800 kinders daar gaan sit en gaan luister. Daar is nog goed ook in hierdie wêreld, maar dis nie meer die norm nie. En kan ons, wanneer ons bid, kan ons vir die skole in die dorp ook bid? Want ek dink nie ons besef altyd wat dit van 'n skoolhoof vat om so iets te doen nie. Departementeel kan dit vir hom baie moeilikheid veroorsaak wat hy besig is om te doen. Want dit is die norm van die wêreld op hierdie stadium. Christendom is nie meer welkom nie. Die wêreld waarin ons leef, aanvaar nie meer Jesus Christus nie. Maar, en prys die Here vir elke maar wat in die woord van God staan. Want maar is gewoonlik voor 'n moeilike sin soos hierdie laaste paar. Dis moeilik. Hy het gekom, maar niemand erken hom nie. Hy het gekom, maar niemand het hom aanvaar nie. Maar, vers 12. Maar, aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. En hier is die wonderlik van dit alles. Al lyk die wêreld so elendig. Al lyk die wêreld asof dit alles agteruit gaan. Al lyk dit asof alles skeefloop en niks uitwerk nie. Al lyk dit asof dit net aanhou reën en al lyk dit asof die misdaad net styg en alles gaan agteruit. Maar vir my en jou is daar hoop. Vir elke een wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. En dis waaroor ek met julle vanoggend wil praat. Is kinders van God.
Nou, wat ek met julle vanoggend wil kommunikeer is tweedelig. Die eerste een is hoop. Daar's hoop vir jou. Maar aan die einde is daar advies ook. En advies is soms lekker. Advies is nie altyd lekker nie. As ek by die huis sit en ek is besig om die laai wat nou net uitmekaar uitgeval het, aan mekaar te sit en die skroefie wil nie indraai nie en ek raak frustreerd en ek kap my vingers stikkend, merkies is nog daar. Die laaste ding wat ek wil hê in daai oomblik is advies. Want ek weet wat moet gebeur. Dit wil net nie gebeur soos wat ek wil hê dit moet gebeur nie. Advies is nie altyd lekker nie. So vat vanoggend se advies, as dit gaan die lewe net vir jou makliker maak. Dit gaan die lewe vir jou, dit gaan maak dat die lewe net vir jou bietjie meer sin maak. Amen. En dit is op die ou einde om jou te help. So Johannes sê pertinent, hulle wat in sy naam glo. Maar almal wat hom aanvaar het, die reg gegee om kinders van God te word. Is dit nie waar ek en jy wil wees nie? Amen. Stem julle saam? Ons wil kinders van God wees. Maar wat is die vereiste daaraan? Wat sê hy, moet jy doen? Jy moet hom aanvaar, nommer 1, daaraan werk ons is besig daarmee, maar hy sê, wat mense klassifiseer in hierdie groep, wat uitstaan van jou, wat jou anders maak, is hulle wat in sy naam glo. Nou, wat bedoel Johannes hierby, om in sy naam te glo? Julle kan saam met my preek, dis 100% okay. Wat beteken dit om in sy naam te glo? So ons is daar so ingesteldheid, en ek het so bietjie met van dit gedeel een aand met woordskool, ons is so ingestel op name en wat hulle beteken. As jy iemand niets ontmoet, veral jonger mense, dan sal hulle vir jou sê, my naam is so en dit beteken lewe. My naam is so en dit beteken genade, of dit beteken vrede. Nou, ek is nie op daai treintjie nie, en ek het dit met almal gedeel hierso. So my doopname is Jakobus Jurgens. Nou, Jurgens is meer aanvaarbaar, as jy nou die betekenis gaan opsoek, iewerste along the line beteken dit boer. Ek is nie 'n boer nie, ek het 'n paar bokke en skape, maar ek sou nie sê ek boer met hulle nie. Maar Jakobus beteken hakskeenbyter, of verraaier. Ek wil ook nie dit wees nie. Maar ons is so ingestel op wat name is en wat dit beteken, en ons kry ons identiteit daarin. Nou as Johannes hierso sê, glo in die naam van Jesus, wat beteken Jesus dan? Weet ons wat beteken dit as ons sê ons glo in sy naam? Lukas 1 vers 31 is die storie waar Jesus sy naam dan nou ontvang. Die engel praat met Maria en hy sê, kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. So natuurlik, as die engel vir Maria 'n opdrag gee om te sê, noem hom Jesus, is daar iets belangrik daarin, dat hy Jesus genoem moet word. Stem julle saam? So wat is die belangrik daarin? Kyk, as ons nou die Bybel gaan ontleed, en ons gaan terug tot in die Griekse vertaling, dan Jesus is eintlik 'n Hebreëse naam. En in die Nuwe Testament, in Lukas, word dit eintlik opgeskryf wat die betekenis is, in Lukas 31. Die betekenis van Jesus se naam is die Here is verlossing. So wanneer Johannes sê, vir die wat glo in sy naam, dan sê hy eintlik, vir die wat glo, dat die Here verlossing is, hulle sal kinders van God genoem word. Wat beteken dit vir my en jou? Ek en jy is mal daaroor, om te glo dat Jesus Christus is die voorsiener, want dis lekker. Dis lekker dat hy voorsien. Ons is mal daaroor om te glo dat Jesus is genade, want dit is so lekker as ek genade ontvang. Ons is so mal daaroor om te glo dat Jesus is vrede, want as ek vrede in my lewe beleef, is dit great.
Maar Jesus is verlossing vir my ons so af en toe. Want alhoewel verlossing lekker klink, vereis dit iets van my en jou. Want om te sê die Here is verlossing, as ek dit getuig met my lippe en in my hart en met my gedagtes, dan wat maak dit sin as ek nog vasgevang is in bande? Om te glo Jesus Christus is my verlossing, beteken dat ek moet deel met dit wat my vashou. So Johannes sê, as jy werklik 'n kind van God wil wees, dan moet jy glo in sy naam. Wat is sy naam? Sy naam is Jesus. Wat beteken sy naam? Sy naam beteken vir my en vir jou is daar verlossing. So glo jy dat jy verlos is vanoggend? As jy doen, gaan jou lewe dit spreek. As jy doen, gaan jou lewe spreek dat jy verlos is. Nie meer vasgevang nie. En dan word jy 'n kind van God genoem. Amen. Ek het nou heeltemal van my preek afgegaan. Ek dink daar is situasies om ons waar niemand hom aanvaar nie. Waar niemand, het julle sulke mense in julle familie? Ag, dis mense wat maar vir ons diep hartseer veroorsaak. Die familie of die vriende wat dan hom eintlik kwaad is vir God. Wat hom eintlik nie aanvaar nie. En dit maak die lewe vir ons minder plesierig, minder aangenaam, minder gemaklik om mense wat nie in hom glo nie. Maar daar's hoop vir my en jou wat wel in hom glo. Daar's hoop, 'n ewige tuiste. Vers 13. En hier kom die advies. Hier is wat my en jou gaan help met dit. Hier is wat my en jou op die regte pad gaan sit. Want sien, baie keer sonder advies jaag ons aan. Baie keer sonder advies draai jy daai skroefie onder in die laai in totdat hy vooruitsteek. En dan sit jy met 'n probleem. Want dan is daar nou 'n gat op 'n plek waar jy nie 'n gat wou gehad het nie. Sorry, daai laai het vir my trauma veroorsaak in die week wat verby is. Dis nodig om advies te hê, want vers 13 sê, hy gee so bietjie van 'n vereiste, bietjie van 'n raamwerk oor die kinders van God. Lees saam met my, vers 13 sê, hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. So as jy in die koninkryk van God ingebore wil word, raai wat, dit gebeur nie uit bloed uit nie. Dit gebeur nie uit liggaamlike drang uit nie, dit gebeur ook nie uit die wil van 'n man nie, maar net uit God. Sien, hier is 'n vers waaroor ons mekaar baie lank kan besig hou. Johannes maak 4 stellings wat in daai tyd mense se fondasie sou geskit het. Onthou, Johannes praat nou met die Jode, en die Jode het geglo dat ons is die volk, ons is die kinders van Abraham, en omdat ons Abraham se kinders is, omdat ons in hierdie volk ingebore is, in die vlees, is daar vir ons verlossing. En nou kom Jesus en hy gooi die hele appelkar om, of Johannes kom die hele appelkar omgooi, hy sê, nee, dit het nou verder niks meer met vlees te doen nie, ook nie met liggaamlike drang nie, ook nie met die wil van 'n man nie, so dit sou alles waarop hulle geglo het, omgekrap het. En hierdie probleem waarmee ons sit, wat ek nou vir julle geskep het, die probleem wat sy ruite ons probeer uitgooi, ons probeer al die simptome aanspreek, hierdie is die fondasie wat ons moet afbreek. En dan sal ons geestelik begin groei. Kom ons spring in. So, Johannes sê, hier is hoe jy nie 'n kind van God word nie. Nie hoe jy dit doen nie, hier is hoe jy dit nie doen nie. So die advies is, hulle is nie uit bloed uit nie. Wat bedoel hy daarby? Nie uit bloed uit nie.
Dit beteken, maak nie saak hoeveel pastore jy in die familie het nie. Maak nie saak wat so groot gelowige jou oupa of jou oupa se oupa was nie. Maak nie saak wat so groot gelowiges jou ouers of jou boetie of jou sussie was nie. Niemand kan uit bloed 'n kind van God word nie. Ek kan nie 'n kind van God wees, want my ouers was kinders van God nie. Ek kan nie 'n kind van God wees, want my oupa het Jesus Christus gedien nie. Dit gebeur nie uit bloed uit nie. Johannes sê dit moet uit jou self uitkom. Dit maak nie 'n oomblikse verskil wat jou familie als gedoen het nie. Jy kan dit nie erf by bloed nie. Dit kan nie oorgedra word in die vlees nie. Hy sê, dit word ook nie uit liggaamlike drang nie. Nou hier is 'n interessante konsep. Johannes sê dat om 'n kind van God te word, gebeur nie eers omdat jy dit wil doen nie. Romeine 3, ek dink is vers 11. Romeine 3 vers 11 sê, niemand is verstandig nie. Niemand wil God dien nie. Jou liggaam is in totale opstand eintlik teen God. Het jy dit geweet? Jou vlees wil nie God dien nie. Dit is hoe hy ingestel is. Daarom, en julle kan nou met my teen my stry, ek gaan nie van hierdie standpunt afklim nie. Daarom is dit so lekker om die verkeerde goed te doen. Stem julle saam? As sonde nie lekker was nie, het ons nie 'n probleem gehad nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ons doen dit want dit is lekker. Jou liggaam vind genot in die verkeerde goed. Jou liggaam is nie gemaak om Jesus Christus te dien nie. Jou liggaam wil nie. So hy sê dit is uit geen liggaamlike drang nie. Jy het nie een oggend opgestaan en gedink, "Sjoe, maar ek is so oulik, ek wil my lewe en alles vir Jesus Christus gee nie." Tot dit is 'n geskenk van God af. Want God trek elke mens na hom toe nader. God sit die begeerte in jou om hom te dien. God stuur die Heilige Gees om jou te oortuig. Die wil om Jesus Christus te dien, kom nie eers uit jouself uit nie. So dis nie uit bloed uit nie. Jy kan dit nie erf nie. Dis nie uit liggaamlike drang nie. Dit is nie jou eie keuse nie. En dan sê hy ook nie uit die wil van 'n man nie. Nou wat probeer hy hierdeur sê? So ons weet dat van ons ander dele in die liggaam glo daarin dat kinders klein gedoop moet word. En ek het hierdie ding eendag besef in my soeke na 'n antwoord oor hoekom sou iemand klein doop. En waarby ek uitgekom het is dat toe die Romeinse mag Christendom as hulle amptelike geloof aanvaar. Toe hulle nou sê ons is 'n Christennasie, ons gaan nou oorskakel, almal wat onder die Romeinse beheer is, gaan Christene wees. Toe maak hulle hierdie besluit. Toe sê hulle vir elke kind wat gebore word, gaan ons nie 'n keuse gee nie. Want hulle het geglo, as jy in die liggaam ingedoop is, dan gaan jy gered word, dan's al hierdie dinge. Hulle so sê, elke kind wat onder Romeinse mag gebore word, gaan gedoop word en deel vorm van die Romeinse volk en gaan dan 'n Christen wees. En van toe af het ons as mense net aanhou om kinders klein te doop. Dis waar dit nou begin het. En wat Johannes hierso sê, is nie eers deur die wil van 'n man nie. Niemand anderste nie. Geen ander persoon kan namens jou 'n verhouding met Jesus Christus hê nie. As jy in 'n Christenland bly, maak dit jou nie 'n Christen nie. Net soveel soos wat as jy in die garage slaap, maak dit jou nie 'n kar nie. As jy in 'n Christelike skool opvoeding gekry het, maak dit jou nie 'n Christen nie. Die reëls van hierdie land maak nie dat jy 'n Christen is of nie 'n Christen is nie. Dit hang nie af van die wil van 'n man nie. So dis nie uit bloed uit nie, jy kan dit nie erf nie.
Dis nie uit liggaamlike drang uit nie, dis nie omdat jy gedink het, jy is oulik nie. Dis ook nie uit die wil van 'n man uit nie. So dit is ook nie eers omdat jy dalk in 'n Christenland is, of in 'n kerk is, of waar ook al nie. So wat is dit dan? Wat is dit wat ons kinders van God maak? Hy sê, maar uit God gebore. Dis wat jou 'n kind van God maak. Hy trek jou nader. Hy fluister in jou hart. Hy gee vir jou die geleentheid. Hy hou jou hier. Baie mense sal in die kantoor by my sit en sê, pastoor, ek hoor nie meer God se stem nie. Pastoor, ek hoor hom nie meer nie. Hy praat nie meer met my nie. Hy is stil. As dit die geval was, en hiermee wil ek nie enige emosionele belewenis afskiet nie. Maar as God regtig stil was, en hy het nie meer met jou gepraat nie, en hy het heeltemal onttrek, dan wil ek vir jou sê, die woord van God sê, dan sou jy hom nie eens meer gedien het nie. Want jou liggaam sou teruggegaan het, na sy default setting toe. Hy sou teruggegaan het na sy sondige natuur toe. Die feit, dat jy nog 'n begeerte het om hom te dien, die feit dat jy nog gesoeke het om sy stem te hoor, die feit dat jy nog hier sit vanoggend met die begeerte om 'n nuwe ander mens te wees, is die bewys dat Jesus Christus nog in jou werk. Is die bewys dat die Heilige Gees nog besig is met jou, al hoor jy nie sy stem nie. Die begeerte in jou om hom te dien, is 'n bewys van sy Gees wat nog in jou werk. Want jy as mens self, sou nie die begeerte gehad het nie. So hy sê, maar uit God gebore. So hoe word ek dan uit God gebore? En ek deel met julle goed wat ons so oor 'n lang tydperk in woordskool hanteer het. En ek wil jou regtig sommer nou uitnooi. Van volgende jaar af as ons weer begin, moet dit nie mis nie. Want ons gaan al hierdie goed in soveel meer diepte in. So as ons bietjie fast forward in Johannes, bietjie meer vorentoe gaan, dan kom ons by Johannes 3 vers 5 uit. Jesus praat met Nikodemus, en hy sê vir hom die volgende. Nikodemus kom na Jesus toe en hy sê, Rabbi, ons kan nie ontken, dat jy God binne in jou het nie. Ons kan nie ontken dat jy van God afkom nie, want jy doen goed wat ander mense nie doen nie. Jou tekens en jou optrede en jou lewe bewys dat daar iets anders dan jou is. Wat is dit? En Jesus doen hierdie wonderlike ding, waar hy altyd al die eer aan die Vader gee. Nikodemus wil vir hom eer gee deur om te sê, daar's iets anders dan jou, daar's iets groot aan jou. En Jesus antwoord hom, en hy sê, nee, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die Vader. Hoor wat sê hy vir Nikodemus, hy sê, Jesus antwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binne gaan nie. As iemand nie uit water en gees gebore word nie. Kom ons praat gou-gou oor die tweede gedeelte, want ons twee aspekte wat hy sê, waaruit jy gebore moet word. Water en gees. Kom ons praat vir 'n oomblik net oor die gees, want dit gaan vinniger afgaan, ons verstaan hom redelik makliker. Om uit die gees uitgebore te word, is deur die doping van die Heilige Gees. Wanneer jy hom toelaat om in jou lewe te werk en om jou te gebruik en om jou lewe te verander, dan word jy nuut uit die gees uitgebore. Skep in jou 'n nuwe mens. Maar Jesus noem iets interessant hier en ek dink nie Jesus sou sommer net woorde gebruik het om sy sinne vol te maak nie. Hy is intentioneel met elke liewe woord. So wanneer hy sê water en gees, wat bedoel hy met water? Volg saam met my, so die oorspronklike siening wat die teoloog gehad het, die slim mense, is hulle het geglo, Jesus praat hier van natuurlike geboorte. Want natuurlik, dis mos nou maar logies sin, jy moet natuurlik gebore word, jy moet eers lewe ontvang, jy moet eers bestaan, voordat jy God kan dien. Stem julle saam? Maar toe die mense meer begin navorsing doen, toe kom hulle agter, die Jode het nooit so gepraat nie. Wanneer hulle gepraat het van natuurlike geboorte, het hulle nie net gepraat van water nie. Daar's iets anderste wat hulle
waaroor hulle moes gedink het, of daar's iets anderste wat hulle wat Jesus moes probeer kommunikeer het. Toe het hulle gedink, dalk praat hy van onderdompeling, die doop. Jy moet uit water gebore word, maar daar's iets fout daarmee ook. Want of jy gedoop is of nie, gaan jou nie hemel toe vat of nie. En hier sê Jesus self, jy moet uit water en gees gebore word om die koninkryk van God te sien. So dit kan nie die doop wees nie, want die doop is nie 'n vereiste om hemel toe te gaan nie. So waarvan praat Jesus dan nou hier? En as jy meer in diepte wil weet oor hoe ons daarby uitkom, gaan kyk dit op die woordskool. Maar Jesus sê op 'n stadium vir sy disippels, julle is alreeds skoon gewas deur die woorde wat ek tot julle spreek. So wanneer hy hier praat van water, dan praat hy van die woord van God. Jou woord van God. Jou Bybel, waar ook al jy hom lees, op jou foon, of in 'n boek, of op 'n rekenaar, jou woord is waaruit jy gebore moet word. So om dit vir julle bietjie duideliker te maak. Jy moet toelaat dat die woord van God in jou geboorte gee aan 'n nuwe mens. As 'n babietjie gebore word, sukkel hy al klaar met verslawings? Is hy al klaar vasgevang in 'n klomp goed? Nee. Hy's vry. Hierdie ander goed kom by met tyd, soos wat die lewe gebeur en hy blootgestel word en gewoond raak aan sekere dinge, word net bygesit. Maar wanneer hy gebore word, is hy 'n nuwe skepsel. Skoon, rein voor God. En wat Jesus hier probeer sê, en Johannes hier probeer sê, maar uit God gebore is in gees en deur die woord van God. So laat toe, deur jou eie persoonlike verhouding met Jesus Christus, deur self jou woord te lees, laat toe dat die woord geboorte gee aan 'n nuwe mens binne in jou. Hoe lyk dit? As die woord van God sê dat ons mekaar nie moet haat nie, wat is dit waaraan ons moet werk? Om nie mekaar te haat nie. Dis so eenvoudig, soos probeer net toepas wat die woord vir jou sê. Dis hoe jy uit die water uitgebore word. Dit is hoe jy jou lewe verander om 'n nuwe skepsel in Jesus Christus te wees. Amen. Oom Henk hou daarvan om my soms te herinner aan een van die heel eerste preke wat ek gepreek het toe ek hier was. Ek het die vraag gevra, hoe aangenaam sou dit vir julle gewees het as ek na jou huis toe moes kom en al jou kos vir jou gekou het en dan het vir jou gegee het sodat jy dit net hoef te sluk en te verteer. Dit moes nog glad nie lekker gewees het nie. So hoekom hanteer ons geestelike kos so? Hoekom hanteer ons geestelike voeding so? Die pastoor moet dit kou. Hy moet dit verwerk. Hy moet seker maak alles. Ek wil net hier sit en dit ontvang. Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet self byt. Daai steak op jou bord is joune om te eet. Amen. So moenie 'n tweedehandse verhouding met God probeer hê nie. Word jy self uit hom uitgebore, hê jy self 'n verhouding met hom, kom jy self in jou woord, praat jy self met hom, laat toe dat hy jou verander. Hy gaan my net soveel verander, tot op die punt waar ek perfek is, en dan gaan ek in elk geval nie meer vir julle iets beteken nie, want dan se ek al bo by hom. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, so baie dankie vir u woord. Here, dankie dat ons na u woord toe kan draai en weet, Here, dat u woord
U woord is relevant, Here. U woord is goed. U woord is heilig, Here. U woord is spesifiek vir elkeen van ons bedoel vanoggend, Here. En Here, dankie dat ons weet vanoggend dat die begeerte wat ons het, Here, om U te dien, kom nie uit onsself uit nie. Here, ons het nie die begeerte geërf nie. Die begeerte is nie op ons afforceer van enige ander persoon of instansie af nie. Here, die begeerte wat ons het om U te dien, Here, kom van U Heilige Gees af. Here, ons wil U loof en U prys vir U Heilige Gees wat in ons leef. En ons oortuig om 'n verhouding met U te hê. Here, gee vir ons hoop, gee vir ons krag. Gee vir ons die wete, Here, dat U het nog nie ophou werk nie. U het nog nie gestop nie, Here. U het ons nog nie laat gaan nie. Here, die feit dat ons hier is en 'n besoeke het na U, Here, is 'n bewys dat U nog in ons werk. En Here, daarom wil ons U naam groot maak. Ons wil U al die eer en al die verheerliking en al die aanbidding van ons harte gee in hierdie oggend, Here. Want U is waardig om aanbid te word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen en amen.